ouetjies ook sê hallo. Kijk, ek sê al die engeltjies en hulle baie klaar vir my, jy weet so. Mag die Here u seën, ons het net so 'n paar aankondigings. Lyk my om die skole begin môre, het almal maar, ek wil nie sê verskoning nie, maar, skole begin Dinsdag, maar hulle moet nou al voorbereidings tref, om vroeg op te staan, hulle oefen nou al môre, sodat hulle Dinsdag kan reg. Kom ons gee dit maar die verskoning, hoekom hulle nie vanaand nie is nie, maar, oké, daar is ook nie krag nie, ekskuus tog julle, en volledig kry daar ook weer die skuld, maar dis oké. Ons gaan die Here se naam groot maak, net so 'n paar aankondigings. Dinsdag is dit Kersfees in Julie vir die Goue Gerwe. Almal onthou om jou naam op te gee by Hannie of by een van die Goue Gerwe, Pastoor Jacques, en hy lyk nie so nie, hy sê are is net grys, net skies. So sit sy naam op, of sit jou naam op, word die eetgoed, sal ook waardeer word Dinsdag. So dan het ons volgende Sondag aand, sê vir jou lang so volgende Sondag, het ons vroue aan. En dit is deur Zelda Tolmey wat gaan kom bedien hier, en kom ons kry soveel as moontlik vroue, dat ons daardie aand iets besonders gaan hê. Ons manne steek op julle hande, al die manne, teens en twee man. So ons gaan, waar is Renier steek op jou hand? Hy steek die vinger op, so hy gaan een vingertjie wees, ons gaan pannekoek maak vir al die vroue, so ek kan nie wag om julle agter 'n pan te sien Sondagmiddag nie, amen, en die vrouens ook nie, so ek dink as Andrei daai flip gaan maak, wil ek dit nie mis nie, of hy gaan teen die dak vassit, of hy gaan reg val in die pan, maar ons kan nie wag nie. Dan het ons 'n paar goedjies wat voor lê, die Games Night wat daar is, okay, Malva pudding is Sondagoggend, 20 rand seker bestelling in, by hom Ewen vir Kruistog, en dan het ons 'n Games Night wat voor lê, 7 Augustus, jy sien my vrou is eintlik die aankondigings kom doen het, 7 Augustus Games Night, want jy kyk in die kaarte nie, ons gaan nie dobbel nie, dit is net 'n lekker aand wat ons gaan hê, en dan die 30ste het ons vir Pastoor Leandro, wat hier gaan wees, al die pad van Montana, om met die jong mense te kom gesels, want elkeen van u is ook welkom, papa, mama, kinders, ou mense, groot mense, amper het ek iets anders gesê, elkeen is welkom om hier te wees daar die aand, hy gaan ons kom bedien, en moet dit nie mis die 30ste, dis 'n Sondag aand, wat hier gaan wees, en dan die 24ste September, sê ek oor jou lang so 24 September, nie so baie mense dit weer galm eintlik, jy weet so, die 24ste September het ons werkersdag, en ons gaan begin om die heining van hierdie plek te verf reg rondom, so bring jou kwas saam, bring 'n lap saam, ons gaan ook die matte was in die kerk, ons gaan al die stoele uitdra, die stoele gaan gewas word, so daardie dag gaan ons lekker werk, en bring 'n worsie saam, en 'n drinkding saam, en ons gaan lekker saam kuier terwyl ons werk. Maar nou is dit 'n mondvol gewees, en ons gaan die naam van die Here groot maak vanaand. Ek dink om ewen is genoeg om die offergawe op te neem, ons gaan bid, en dan ook die diens opdra, en dan wil ek jy met jou hart oopmaak, vir dit wat die Here gaan doen. Halleluja, prys die Here. Kom ons staan op die voete, dan bid ons. Vader, ek sê vir u dankie, dat ons die naam kan groot maak. Dankie vir die Heilige Gees, dankie dat ons u kan loof en aanbid. Ek bid vanaand, Here, dat elke hart, en elke gedagte, en elkeen se wese sal aanraak, want dit Here, dit gaan nie oor ons nie, dit gaan oor u. Sien die offergawe, elkeen wat sal saai, want Here, wat 2 of 3 in die naam vergader, daar is u. So seën ons vanaand, Heilige Gees, in Jesus naam. Amen. Look what the Lord has done. Look what the Lord has done. He healed my mind.
Dankie dat ons naam kan verheerlik, omdat U ons God is, omdat U ons leidsman is. Daarom wil ons sê, Here, U is die hoogste, en aan U wil ons gee lof en eer. Ons wil die naam verheerlik, omdat U so kosbaar, omdat U so wonderbaar is, en omdat U 'n God is van wonder. En ons dankie daarvoor in Jesus Christus naam. Amen. Halleluja. Weet ons nou hierdie lied sing, is nou nie deel van die boodskap nie. Toe dink ek aan iets wat Marlies my die week gestuur het. We want to praise you. En is om die naam van die Here te verheerlik en groot te maak. En 'n prediker is genooi om by 'n kerk te gaan bedien. En dit maak seker nou nie saak nie, maar in die geleesde gedeelte was dit gewees dat dit was 'n wit prediker gewees wat uitgenooi is na 'n swart kerk toe. En soos ouer gewoonte met meeste pastore, predikers, dan neem hulle maar die voorste sitplekke. En hy hoop nou maar hy sit nie op die man se plek nie. En terwyl hy daar sit, toe kom 'n ander swart vrou en sy kom sit langs hom, en dit is nou 'n Engelse gesprek gewees, maar sy sê vir hom, wie is sy en wie is hy, en sy vra vir hom, do you got the stuff? Are you sure you've got the stuff? En hy is so half onseker en hy sê, yeah, I've got the stuff. Sy sê, do you have the stuff? En toe is hy nou self nie seker wat sy van praat nie. Maar dit het sy hele lewe, het hy 'n ander siening gekry om God se naam groot te maak, wat hy nie geweet het wat daardie oggend met hom te gaan gebeur nie. En sy sê vir hom, white boy, you stand aside. Ek wil plek hê om die naam van die Here groot te maak. En hy was daaraan so beïndruk met die vrou gewees oor dit wat sy vir hom sê, en dat sy sê vir hom, wees gereed, ons gaan ten minste vir 'n uur sing. Hier sing ons vir 'n uur. Amen. En as dit nie langer is nie, want hier maak ons die naam van die Here groot, because it's all about Jesus. Amen. En sy sê, dan is dit nog nie eens die woord nie, because you've got the stuff, you're going to bring us the stuff, and then we will praise Jesus more and more after you brought the stuff to us. Amen. En hy weet, hier kom 'n lang oggend. Die prediker roep hom vorentoe om te kom staan, en hy praat met hom so onderlangs, en hy sê, wie is hierdie vrou, wat so vol is van die Here, en wat haar spasie soek, en sy spring, en sy juig, en jy kan sien in haar hart, en jy kan sien in haar gesig, vertel hy, dat sy die Here dien met alles wat binne haar. Amen. En hy sê vir hom, as jy weet wat daai vrou deurgegaan het, daar's bitter min mense wat kan staan soos wat sy staan. Yes. Hierdie vrou se 2 seuns en 'n man is in 'n motor doodgeskiet. Haar een seun se gesig is weggeskiet.
En hy sê, maar hoe kry sy dit reg om God so te prys en om nog steeds te verheerlik? Yes. En hy sê, die pastoor sê vir hom van die gemeente, hy sê, want sy het God ontmoet. Amen. Sy het die meester van alle meesters ontmoet. En alles wat op hierdie aarde gebeur, is net tydelik. Yes. En sy het geweet, haar man en haar kinders was tydelik vir haar gegee. Hy sê, maar dit stop nie daar nie. Soos wat jy daai vrou sien daar, het sy steeds 4 kanker. En nog steeds het sy geprys. Here Jesus. En ek sê, Here, help my, dat ek God kan dien met gees en in waarheid. Halleluja. En ek bid, Here, help my om verby my broer se foute te kyk, na my suster se foute te kyk en na die Here. En ek dink by myself, hoeveel mense gee toe op as die kleinste dingetjie gebeur langs die pad. En vir alles die ander broer en die suster jou so 'n bietjie verkeerd aangekyk het. Ja. Dit is Sondag. Of weet men ons nie gegroet nie. Dink jy nie is tyd dat ons verby daai ding kom Amen. en God net verheerlik nie. Maar wat verheerlik ons dan nou vanaand? Vir wie verheerlik ons? Ja, ja. En hoeveel sit ons werklik in? En ek soek geen of niks sê nie, maar as jy kyk vanaand na die getalle in die kerk, dit gaan nie oor getalle nie. Dit gaan oor mense. Het jy behoefte om by die huis van die Here te wees? Yes. Ek is seker daarvan, 2000 jaar terug was daar nie krag gewees nie. Amen. Daar was nie ligte gewees, hulle het met kersse gesit, en mense het by die duisende opgedaag om die woord van die Here aan te hoor. Is dit nie so nie? Amen. Want hoe dat ek by vanaand se woord uitkom. So nou kan jy net met daai prentjie deel. So 'n paar weke terug was dit ware eintlik 'n maand terug, laai ek hier die spesifieke foto op my WhatsApp status en ek het 'n paar replies gekry wat verrassend was en ek het ander replies gekry wat vir my nogal skokkend was. Maar as jy kan duidelik kyk na die prentjie, kan jy lees wat daar staan. Hierdie man op die boonste prentjie besluit te neem, maar hy gaan vir hierdie vrou die waarheid vertel. En sy sê, do not judge me. En toe besluit hy staan op en hy loop weg en die stoel gee onderaan. Of in die stoel dan ook besluit, ek gaan jou ook nie oordeel nie, want jy sê ons ek oordeel ook en die stoel gee mee onderaan. En dit is wat dit gee. Hoeveel kinders of hoeveel mense is daar vandag, in vandag se tyd soos hierdie waarin ons is, wat mense so slim geraak het, dat hulle nie meer die woord van die Here wil aanhoor nie. Selfs kinders van die Here het slim geraak, met sekere goeders, om te sê, maar die woord van die Here vertel vir my anderste. En wie bluf jy eintlik, as jy net jouself kan bluf in hierdie saak? Hoeveel predikers kom en vertel vir mense, reguit die woord van die Here, dis 'n waarskuwing. 'n waarskuwing wat die Here vir ons gee, word gedoen met liefde. Amen. God oordeel jou nie, jy word nie veroordeel nie. God gee sy woord uit vir elkeen van ons, sodat ons nie mag verlore gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hy het Jesus vir ons gestuur, for that matter. En toe ek hierdie prentjie sien, toe besef ek, dat die woord van die Here is kragtig en dit is swaar. En toe die man van die stoel af opstaan, toe val alles uitmekaar uit. Yes. As God se woord nie in jou lewe is nie, val ek en u of u en ek uitmekaar uit. Is dit nie so nie? En dit laat my vir 'n oomblik toe nou dink aan Daniël 5 vers 27 wat dan sê, waar Belsasar 'n uitleg gesoek het van 'n skrif wat in die muur was en gesê het, jy is geweeg en te lig bevind. Die woord van krag van God, dan kragtig hier, maar as dit van jou al weggeneem word en ek moet gemeet word aan dit wat in my lewe is, gaan ek te lig bevind word of gaan ek swaar genoeg wees? Ja, dit is miskien dalk 'n bietjie die teenoorgestelde wat die prentjie dalk daar wys, maar dit het my laat dink aan dit wat in Daniël 5 geskrywe staan. En net vir 'n bietjie 'n vinnige agtergrond te gee. Belsasar kom en hy verheerlik, hy en sy volk, hulle verheerlik die gode van, kom ons gaan kyk wat sê die 4de vers, Daniël 5 vers 4. Hy skrywe en hy sê, die volk het die gode van goud, silwer, koper, yster, hout en klip geprys.
Hulle het iets verheerlik wat verlore kan gaan, wat verganklik is. God wil hê ons met hom aanbid, hy wil hê ons met hom verheerlik. En dan kom hy in sy woord en hy sê vir ons, hoe moet ons dit doen? En dan wil ons altyd nie afslaan daarop nie. Die woord van die Here kom na ons toe. Belsasar, as jy die hele hoofstuk gaan lees, dan het hy maar goddelooslike lewe gehad. Hy het nie aggeslaan op dit wat aangaan nie. Toe Daniël ingeroep word, toe die skrif aan die muur kom, toe Daniël ingeroep word, of mense ingeroep word om die skrif te kom ontleed, toe was Daniël daar, en Daniël begin met hom praat, en hy sê vir hom, Belsasar, kry jou hart in orde. Yes. En waarskynlik het Belsasar ook soos daai op daai stoel gesit, en Daniël sê vir hom, jy sal moet afslaan, want as jy nie gaan afslaan, dan gaan jou lewe vanaand van jou geëis word. Waarheid. Hy sê vir hom, hoekom slaan jy nie ag op die waarskuwing, net soos wat jou oupa of jou pa of oupa Nebukadneser gekry het nie. Nebukadneser het ook nie aggeslaan nie, maar iewerste het hy die waarheid en die waarde en hy het God ontmoet en hy is vrygekoop en vrygemaak. Hy sê, hoekom wil jy dit nie volg nie? Dieselfde waarskuwing wat Nebukadneser gekry het, is dan ook vir Belsasar gegee, en Belsasar het nie aggeslaan daarop nie. En toe hy geweeg word, toe sy te lig bevind. Ja. Miskien het hy ook dalk die redenasie gehad, Daniël, wie is jy om my te vertel, hoe moet ek my koningskap uitleef? Ja, ja. Hoeveel van ons kinders vandag, of ons kinders van die Here, mense kinders vandag, kom dan met dieselfde gedagte na vore, te sê, jy vertel my nie hoe ek die Here moet dien nie. Ek weet en ek weet beter. En net soos daai dametjie daar sê, you don't tell me. En ongelukkig toe kom sy tot 'n val. En wanneer jy tot 'n val gaan kom, en Jesus Christus het gekom, gaan dit heeltemal te laat wees. Die waarskuwing wat Nebukadneser gekry het, is dieselfde waarskuwing wat u en ek vandag in ons lewe kry. Daniël het hom nie geoordeel nie, maar hy het 'n waarskuwing aan hom gerig. Die waarskuwing was direk aan Belsasar gewees. Vandag eis ek jou lewe. So die titel van my woord vanaand is, hoe lyk die sake dan van jou hart vanaand teenoor die Here? Yes. Miskien is hierdie dalk die verkeerde groep mense wat ek praat, ek weet nie. Maar miskien is daar mense wat oor Facebook, waar ook al, miskien op WhatsApp, hierdie voice note iewers te gaan luister. Dalk is dit vir jou, ek weet nie. Vanaand gaan jy alleenlik weet, die Here praat met jou. Vanaand is daar 'n waarskuwing in jou hart om te sê, kry jou hart en jou saak reg met God. Amen. As jy almal vanaand dan maar kyk, dan dink julle, daai ou is alright. En hy lyk nogal alright, lyk ek nie alright vanaand. Daar word dan maar uiterlik gekyk, maar jy weet nie wat in my huis aangaan. Jy weet nie wat in my werk aangaan nie. En miskien dink my vrou en my kinders, ek is nog heilig, maar hulle weet nie wat doen ek as ek alleen is nie. Ja, ja. Waarmee hou ek my besig? Waarmee het Belsasar hom besig gehou? En die waarskuwing is daar, kry jou hart reg. Hoe lyk die hartsake van jou lewe? En dit is nodig om dit reg te kry. Elke prediker wat vanaand preek, elke prediker wat reg oor die wêreld vandag 'n woord gebring het, doen dit met die grootste liefde. Want wanneer ons hier staan, dan staan ons in gesag onder God om die woord van die Here te bring. Want hierdie woord wat ek gekry het, die woord wat pastoor vanmôre gebring het, is daar gewees vir elkeen van ons. En wanneer my hart reg is met die Here, dan het ek 'n salwing wat ek dra. Halleluja. As ek nie 'n salwing in my lewe het nie, dan moet ek vra, Here, wat gaan aan in my lewe? Waarom dra ek nie die salwing nie? En soos pastoor vanmôre gesê het, ek hoef nie 'n pastoor te wees om 'n salwing te kan dra nie. Amen. Die Here het elkeen van ons geroep wat tot bekering gekom het om die woord van die Here te verkondig. Amen. Ek het 'n verantwoordelikheid om vir mense te kan sê, Jesus leef. En hy het vir jou gesterf, hy het vir jou opgestaan, sodat jy nie verlore mag gaan. Hy was daar vir u en ek. Jesus is gebore vir ons, sodat ons nie verlore mag gaan. Amen. Hy het vir ons aarde toe gekom.
En hy het vir ons die woord kom predik, en hy het vir ons die waarheid kom gee, met soveel liefde. En God wil nie hê, ons moet verlore gaan nie. Ons dien 'n God van liefde. Baie mense kom met die slimme redenasie uit, maar as God dan liefde is, hoekom sal hy my nou deur 'n hel van poel en vuur wil laat gaan, as ek dan nie my hart gee nie. Ongelukkig is daar nog maar reëls wat ons almal moet uitkom, en dit is om ons harte vir die Here te gee. Amen. En wanneer ek my hart vir die Here gee, sal ek dan vind, my hele lewe verander. Ek vind dat daar is hoop. Almal van ons word eventueel word ons op 'n skaal geplaas met 'n kragtige gewig aan die teenoorgestelde kant. Hoe gaan my hart gemeet word wanneer ek vanaand op 'n skaal geplaas sou word? Yes. Ek weet nie wanneer is die skrif vir my aan die muur. Ek het dit met een begrafnis, het ek dit gebring, waar ek sê, daar is 'n skrif aan die muur, en ek weet nie wat die uitleg van daardie skrif is nie. Maar wanneer die Here dit vir my gaan gee, en die uitleg daarvan wees, gaan ek te lig bevind word, of gaan my hart reg wees, om die koning van alle konings te kan ontmoet. Yes. My pa sê vanmôre vir my, een van hulle duiweboervriende is laasnag skielik ook oorlede. En sonder om te oordeel, en dit slaap in my hart nie, vra ek vir my pa, Here, pa, was sy hart reg gewees met God? Was sy hart reg gewees? Ja, ons weet nie wat in sy laaste minute van sy lewe gebeur het nie. Miskien het hy gesê, Here, vergewe my, net soos hoe die man aan die kruis was. Baie mense het 'n geleentheid om reg te maak, maar daar's ander mense wat nie 'n geleentheid het nie, want in een oomblik word sy lewe van hom afgeëis. En ons weet nie of dit my geval gaan wees nie. U weet nie of dit u geval gaan wees, of jou hart reg gaan wees met hom nie. Al wat ek weet is ek moet 'n heiligmakende lewe leef. 1 Korintiërs 3 vers 16 sê, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is, en die Gees van God in julle woon nie? Vra vanaand vir jou, hoe lyk jou tempel? Hoe lyk die sake van jou hart vanaand? Vir u wat hier sit vanaand, elkeen wat inluister, iemand wat iewers hierdie WhatsApp boodskap gaan hoor, vra ek vir jou, hoe lyk jou hart vanaand teenoor God? Amen. En ek praat nie van hierdie vlees nie. Wanneer ek kyk na die vlees, dan kyk ek alles mis. God kyk na jou hart. Amen. Met ander woorde, hoe lyk jou tempel as daar geestelik na hom gekyk word? Hoe lyk die tempel van jou lewe as dit op 'n skaal neergeplaas word? Het ek 'n welgevallige en heilige lewe voor God? Daar's baie wat vanaand luister. Maar daar's baie mense wat ook verskoning soek vir die lewe wat hy lei. Alright. Baie mense regverdig hulle self, regverdig die sonde wat in hulle lewe doen. Ja. En dit is so jammer. En baie keer moet ek myself opweeg. Dit sê nie dat as ek 'n pastoor is, nee, en ons het all way to the heaven en glory, hallelujah nie. Ek is ook 'n mens, en ek moet kort myself, moet ek my voor God stel en sê, Here, is U tevrede met my? Dawid het gesê, Here, wys op my uit dit wat verkeerd is, sodat ek kan regmaak teenoor hom. Alles wat 'n waarskuwing is liefde. Nebukadneser het daai waarskuwing gesien, hy het afgeslaan op dit. Daar sal ons red nie. Ek vra vanaand vir u. Ek vra vanaand vir elkeen wat inluister. Hoe lyk die sake van jou hart? Kan jy met of sonder God leef? Belsasar moes eintlik vir Daniël gesê, Daniël, ek wil 'n bietjie meer weet van Jesus. Dit net as hy sy hart gedraai het, kon die hele volk se hart dalk gedraai het. Amen. En die hele volk kan dalk tot redding gekom het. Vanaand kan my hart, as ek luister en kan hoor, kan ek my huis verander. Ek kan die mense rondom my verander. Waar ek heen beweeg, kan ek mense verander. En dit is wat die wil van God is. Ons wat kinders van die Here is, moet die waarheid na vore bring. Die waarheid kom voor met liefde. En prediking is altyd met liefde. En ware gelowiges
moet uitstaan om hierdie woord te verkondig. Amen. Ons as kinders van die Here moet altyd sterk staan. Ons is veronderstel om sterk te staan. En te sê, Here, U is my krag en U is my sterkte. En die woord is daar talle waarskuwings. Ons gaan kyk in die begin van die Bybel. Vir hoeveel jare het Noag mense gewaarsku? Kry jou hart reg met God. En die mense het hom gespot. Ons as kinders van die Here, wanneer jy die woord gaan verkondig, iewers gaan jy gespot word. Iewers gaan daar weer sê word, pas op, daar kom Jacques, hy het daar weer die Bybel onder die arm. Of hoe dit ook al mag wees. Maar Jesus is ook gespot gewees. Hy is ook gespoeg gewees, hy was ook geslaan gewees. En wanneer ons dit doen, en dit is soos daardie vrou, wat daardie slaan in die lewe gekry het, het sy nog steeds staande gebly om te sê, no matter what, ek en Jesus, dis wat saak maak. Hy is die koning van my lewe, hy is die koning van my hart, en hy, die weegskaal wat hy na my toe bring, is reg, en dit is waarheid. En wanneer ek my op daardie weegskaal gestaan, dan bid ek dat ek reg sal wees, swaar genoeg sal kan wees, om te kan sê, ek gaan my meester ontmoet. Hoe lyk u hart vanaand? Is u hart vanaand, is daar 'n oproep gaan wees? Ek onthou 'n pastoor het 1 jaar van hierdie voorbeeld baie gebruik. In Kreersdorp was daar 2 jong manne in 'n kerk gewees. Waar die waarskuwing gekom het, kry hulle hart reg. En soos almal van ons hier sit, het ons die waarskuwing vanaand. As jy die hart nie iets reg het nie, dan het jy 'n kans om dit reg te maak. Maar hierdie aand word daar spesifiek vir daai 2 manne gesê, die Here wys julle met julle harte regmaak vanaand, anders gaan julle lewe vanaand van julle geëis word. En hulle sê daai kerk het met 'n gespottery, hulle het die pastoor gespot, hulle het die mense gespot, en op pad huis toe het hulle met motorfietsse gery, en al 2 van hulle op slag dood op motorfiets voor 'n lorry ingery. Hulle wou 'n grap gemaak het, en toe die grap nie uitgewerk vir hulle nie. Vir ewig sonder God die verdoemenis in, net soos wat Belsasar die verdoemenis in is, en nooit weer is daar 'n terugkeer kans nie. Net so die Here gekom het, hy het profete gestel reg oor die Bybel, sodat Israel tot bekeer en inkeer kan kom. Daar was ook 'n waarskuwing gewees, wat God gebring het en met Lot gepraat het, van gesê het. Gaan sê vir jou huis, hulle moet uit Sodom uitvlug. Dis 'n waarskuwing, daardie plek is nie 'n goeie plek nie. Sodom is 'n wêreld wat lyk na al die lekker dinge, maar dit bring die dood na vore. En hy sê vir sy vrou, moenie omkyk nie. Hy sê vir almal, moenie omkyk nie. En van daardie oomblik, ons ken die verhaal, toe gaan staan sy stil, en sy draai om, en sy verander in 'n soutpilaar. As iemand vanaand in Sodom is, daar's 'n waarskuwing. Dis tyd om in die greep van die wêreld uit te kom. En weet jy wat is jammer? Daar's baie Lotse vroue wat in die kerk sit, maar hulle harte is nog by Sodom. Baie mense sit week in en week uit in die kerk. En hulle maak hulle harte nie reg, met hulle gedaante van godsaligheid. Dit gaan nie vanaand oor die soutpilaar waarin sy verander het nie, dit gaan oor haar hart. Sy was miskien uit Sodom uit, maar haar hart het agtergebly. En die waarskuwing vanaand is, die pleit by God, God pleit vanaand by u en by my. Kry jou hart sake reg met my, want die tyd het min geword. Praat met 'n dametjie die week. Ek is gister by 'n winkel gewees, dit waar gesê, die tyd is min, en ons moet ons harte reg kry met hom. Ons het nodig mense het nodig om te hoor, dat die woord van die Here is waarheid, en al dink iemand dat jy besig is om te oordeel, weet jy wat, daai persoon kan nooit sê, ek het nie geweet nie, want solank jy die waarheid verkondig het in daardie persoon, dan kan hy nie sê, ek het nie geweet nie. Jesus homself het die woord gepredik. Jesus homself het gekom en die sonde uitgewys en hy het mense nie geoordeel nie. Hy het met liefde gekom en gesê, ek het jou lief, kry jou hart reg met my. Jesus het ook gesê, loop die pad reguit, moenie agter jou kyk nie.
Lukas 9 vers 62 skryf die volgende. Hy sê, en Jesus antwoord hom, niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk is geskik vir die koninkryk van God nie. Dink jy vir een oomblik Lot sy vrou was geskik gewees vir die koninkryk van God? Sy het nie afgeslaan om die waarskuwing nie. Wat het ek nodig om te kyk agter my? Filippense 3 vers 14 sê vir strek jou uit na wat voor is. Vergeet van die dinge wat agter is. Ja, ek leer uit die dinge wat agter is. Die dinge wat agter is my stepping stones gewees. Maar ek het niks nodig om agter, wanneer ek met 'n voertuig bestuur, dan kyk ek voor my. As ek heeltyd agter my gaan kyk, dan gaan ek so ry. In ons land ry ons nou maar so. Ons kan nie daar by verbykom nie. Behalwe as in die Kaap is. Ek was nou onlangs in die Kaap gewees, alles werk mooi daar. Alles werk mooi. En weet jy wat? As die dokter, en na die dokter toe gaan, en jy kom by die dokter, en die dokter sê vir jou, meneer, mevrou, jy is baie siek, dink jy is besig om jou te oordeel? Nee, hy sê vir jou, jy is siek, maar ek gaan vir jou medikasie gee, ek gaan vir jou 'n voorskrif gee, wat jou gaan help, en jy moet maak wat ek vir jou sê, en as jy gaan maak wat ek vir jou sê, dan gaan jy gesond word. Ek is donderdag of Vrydag gesit by Dis-Chem en ek gaan na daai vrou toe by Dis-Chem en ek sê vir haar, Tannie, dit is niks om siek te word nie. Maar as jy klaar siek was, dan sit jy al ewig na irritasie in die keel wat jou so simpel hoesie gee. En sy sê vir my, alright, ek gaan vir jou hierdie medikasie gee, maar jy moet dit elke dag, as jy dit 5 uur drink, dan moet jy dit môre weer 5 uur drink. Maak wat ek vir jou sê, en jy gaan sien, en dan suig jy hierdie pilletjie ook saam met hom, wanneer jou keel geïrriteerd raak, en jy sal sien, dit gaan baie vinnig opgelos word. Sy het my nie geoordeel nie, sy het my gehelp. En net so kom die woord van die Here. Dis 'n voorskrif wat hy vir ons gee. Dis waarskuwings wat hy vir ons gee, en hy doen dit met liefde. Hierdie woord, tans, veroordeel my nie, maar dit help my om nie die dinge van die wêreld te doen nie. Dit help my om nie skeef te trap nie. Dit help my dat ek nie iewers in 'n gat val nie. Dit help my om die pad reg te loop, maar iewers te gaan hier dieselfde woord. Wanneer my lewe van my geëis word, gaan hier dieselfde Bybel teen jou tel. Hoor jy wat ek vanaand sê? En dieselfde boek wat jou nou vanaand help, soos wat ons hier vanaand is die waarheid. En is met groot liefde geskryf. Want dit is dieselfde boek wat teen my gaan werk, die dag van oordeel, wanneer Jesus sê, nou staan elkeen voor my, en jou lewe sal op daardie weegskaal geplaas word. Daarom vra ek vanaand weer, hoe lyk die sake van jou hart? As die sake van my hart reg is, dan gaan ek nie sleg praat van my broer nie. Wanneer die sake van my hart reg is, gaan ek my broer en my suster nie beskinder nie, en kyk of ek hom onder in die grond kan aftrap nie. Ja. Hoe hartseer is dit, dat ons selfs mense in die kerk kry wat iemand anders te aftrap. En teenoor van hom te tel en sê, my broer, my suster, kom ons dien die Here. Hierdie woorde baie hard met my gepraat. En ek glo die woord praat dan vanaand, dan dieselfde met jou. Hierdie woord van God is nie tot aanstoot nie, maar die woord van God is tot redding vir elke siel wat daar is. Dit is baie jammer dat, as ek gaan kyk na statistiek wat in die woord is, wat eintlik baie hartseer is, om te wys dat eintlik 50% van mense gaan vanaand afslaan op hierdie woord wat uitgaan. Hoekom sê ek so? Want daar was 10 vroue gewees, 5 dwaas, 5 wyse maagde. Net 50% het afgeslaan. Net 50% wat vanaand hier sit, gaan afslaan. Net 50% wat die woord gaan aanhoor. En dit is eintlik baie hartseer, omdat mense hulle self slim hou, om uit te kom by die waarheid, en die waarheid na te jaag. Hierdie woord vanaand, volgens Hebreërs 4 vers 12 is, hy sê, want die woord van God is lewend, en kragtiger en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot skeiding van siel en gees, van gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van oorlegginge en gedagtes van die hart. Ja.
Hierdie woord vanaand praat met my hart. Amen. Hierdie woord vanaand praat met u hart vanaand. En hierdie woord gee vir my hoop. En daar is hoop vir elkeen van ons. Die woord is geskryf sodat dit vir ons kan wees tot redding en nie tot veroordeling. Yes. Die woord van God openbaar die toestand van jou hart. Ons gaan kyk wat sê 2 Timoteus 3 vers 16. Die hele skrif. En onthou wat ek gesê het, as jy by die dokter was, dan gee hy vir jou 'n voorskrif. Nou hierso, hoor wat sê die woord van die Here hier. Hy sê, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Kyk wat sê vers 17. Kyk my vers 17. Sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk, volkome toegerus. En as jy weer gaan vat wat vanmôre gesê is, God rus ons toe. Die Heilige Gees rus ons toe vir dit wat ek nodig het. En wanneer God my toerus met die Heilige Gees, wanneer my toerus met 'n wapenrusting, wanneer my toerus met die salwing wat op my lewe moet wees, dan gaan dit nie 'n einde wees wanneer ek pak slaap kry nie. Ja, ek gaan hom hoor, ek gaan hom voel. Maar dit word met liefde gedoen. Toe my ma en pa my gevoeder het toe ek 'n kind was, het hulle dit gedoen met liefde, nie omdat hulle my gehaat het nie. Party kinders moet daar 'n bietjie meer slaap kry vandag. Ja, maar maar vandag moet mense met ons reg praat met die mond. Maar ja, wanneer die tugtiging van die Here daar is, moet ons dit nie ligtelik opneem nie. Dit is nodig om te hoor. Maar as jy jou hart gaan verhard, soos wat Belsasar onder andere gedoen het, hoor die waarskuwing in Spreuke 29 vers 1. Dis nou as jy nie vanaand afslaan op hierdie woord. Die waarskuwing is daar. 'n Man wat baie bestraf is en sy nek verhard, sal onvoorsiens verbreek. Sy nek sal onvoorsiens gebreek word, sonder dat daar genesing is. Iewers gaan 'n dag aanbreek, wanneer die gunstige tyd vir jou en vir my uit sal loop. As ons nie luister nie, hoor wat sê Hebreërs 10 vers 26 tot 27, en toe ek dit lees, toe besef ek, hierdie woord het soveel krag en soveel waarheid in. Hy sê, as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sonde meer oor nie, maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en vuurgloed, wat teenstanders sal verteer. As ek die waarheid gehoor het, kan ek nooit sê, ek het nie geweet. Wanneer ek hierdie woord hoor, wanneer die waarskuwing na my toe kom, of ek nou in 'n kerk is, en of ek iewers te vir jou by die werk gesê het, kry jou hart en jou saak reg met die Here, die tyd het baie naby gekom. Hierdie woord gee vir ons baie oorleggings, hierdie woord gee vir ons baie waarskuwings, maar ek wil vir u sê, omdat daar hoop is, en ons het vanaand daardie hoop, is daar 'n uitweg vir ons. Die waarheid vanaand is, daar is hoop. Hebreërs 6 vers 18 hou 2 onveranderlinge dinge voor, en dit is dat die Here gee 'n belofte met 'n eed. Wanneer hy ons daardie belofte gee, dan het hy eed dat hy sê dit het gedoen, want God kan nie lieg nie. As hy gesê het dat hy is die anker van my siel, dan sal dit so wees. As hy gesê het hy sal my deurdra, dan sal hy dit doen. As hy sê, as jy dan met 'n belofte kom, dan sal hy iets tot uitdruk bring, wat dan 'n eed is. God kan nie lieg nie, hy gee dit vir ons, en vanaand gee hy vir jou 'n woord, hy gee vanaand vir jou die ewige lewe. Wil ek dit vanaand hê, of wil ek dit nie hê nie? En as ek hom aanneem as my verlosser en saligmaker, dan is daar 'n nuwe lewe in Christus, wat hoop verlig my, en dit verlig die wêreld rondom my. Yes. Sonder Jesus is daar 'n hopelose einde. Met Jesus is daar eindelose hoop.
Wil jy nie vanaand, vir elkeen wat sy hart en saak nie met die Here reg is nie, sê Here, hier is ek. Ek wil my lewe anker met U. God is die anker van my siel, dis wat vers 19 sê. Hy gee my 'n lewe van standvastigheid, van stabiliteit en sekerheid. En hy bied jou, Jesus het gekom en hy bied my om direk kontak te hê met God die Vader in heilige plekke. Amen. En ek is seker van almal wat hier sit, het iewerste 'n binnekamer deur agter jou toegemaak in die binnekamer en met die Here gepraat. En wanneer jy met die Here begin praat en ek het direkte kontak met God, dan is daar dinge wat gebeur in my kamer. Ek ervaar hom. Hy is daar en hy deel met my. Wil jy nie dit graag ook hoor nie? Ook bied moed vir vandag. En die Joyce, as julle vir my kan speel asseblief. Speel daai koortjie wat dan nie gesê het sal mooi uitwerk. Hy is blywend. Hy bied moed vir vandag. En hy bied vertroue vir môre. Wie wil dit dan nie aanvat? Wie wil dit dan nie hê nie? God is blywend, God is waarheid. En die waarheid maak vir ons vry. Laastens, God se woord is onveranderlik. En daarom is ons hoop in Christus verlig. Dis seker en dis onwankelbaar. Ek vra laastens vanaand, hoe lyk die sake van jou hart? Ek het klaar bedien. Miskien almal wat hier sit vanaand, wat nie hand gaan opsteek nie, maar miskien is daar iemand vanaand wat inluister. Iewers wat in die week geluister, iewers wat op enige ander platform sal agterkom of sal sien. En hierdie waarskuwing sal hoor, die waarskuwing is duidelik vanaand dat ek my hart moet regkry. Die waarskuwing is duidelik vanaand dat ek nie 'n omkeer kan hê en sê ek het nie geweet nie. Almal het vanaand gehoor, almal het die waarheid gehoor. En daarom wil ek vanaand vir jou sê, maak jou hart, maak jou saak reg met hom. En wanneer jy jou saak reg maak met hom, dan is daar lewe. En daar waar lewe is, daar is hoop. En hy gee ons die hoop vir môre. Because he lives, I can face tomorrow. Omdat hy leef, sien ek kans vir môre. En ek hoef nie te vrees nie. Amen. Kom ons staan op net, dan bid ek saam met u. Halleluja. Here, as daar enige man is, as jy hand vir maar vanaand wil opsteek, jy is vry om dit te kan doen. Daar is niemand wat vir jy gaan kyk nie, almal se oë is toe. Jy wat vanaand by die huis sit, daar in jou sitkamer, of in die kombuis, of in jou kamer, of waar jy ook al, waar jy in die voertuig ry, steek net jou hand op en sê, Here, hierdie woord het vanaand mee gepraat. Dit gaan nie vanaand oor Pastoor Jacques, wat die woord gebring het nie, dit gaan nie oor die man wat die woord gebring het nie, dit gaan oor die woord wat oor sy lippe gegaan het in die skatkamers van God uit. Omdat daar 'n God is wat liefde is, wil hy nie hê dat enige een verlore mag gaan nie. Here, as daar vanaand enige iets is in iemand se hart, sê Here, ek wil net 'n bietjie myself rekonsilieer voor U. Ek wil net so 'n bietjie die balans staat te weer insit en kyk, hoe staan my hart met U? Here, vanaand dank ek U daarvoor, dat ons 'n gunstige tyd het om reg te maak. Here, ons weet ons leef aan die einde van tyd. En ons leef naby. En dis binnekort wat U gaan kom. En mag ons reg wees. Dankie Here dat ons weet, U maak nie 'n fout nie. U maak nie 'n fout met elke man en vrou en kind wat in hierdie plek sit nie. En die pleit vanaand is, maak jou hart reg met hom. Dankie Here dat ons dit vanaand ook dan kan sing, halleluja. Rabakushatana bayanta babatuna. Halleluja, Jesus. Jou hart reg met hom. Oh
mense bereik, mense se harte bereik en elkeen het 'n geleentheid gekry om sy lewe te verander. Daar's 'n liedjie wat sê, weet jy wat dit sal kos as God jou nie verlos? En dit is vanaand die oproep wat kom uit die hemel uit, weet jy wat dit sal kos? Jou lewe kos 'n prys vanaand. Ja, jy kry alles gratis, maar eendag gaan daar 'n prys wees wat jy moet betaal en dit gaan wees tussen of hemel of hel. En ek glo vanaand het die Here met menigte mense gepraat. Ek kyk na die hoeveelheid wat hier is. Kry 'n geleentheid. Gryp hierdie geleentheid aan. Maar kom ons sing hierdie liedjie nog een keer en dan gaan ons afsluit. Lekker koffie en gaan sport haal. Maar ek wil net met jou hart oopmaak en as daar iets is wat jy voor die Here moet bely, doen dit vanaand. Mag jou laaste aand wees. Maar jou hart reg met God. Jesus is die Ons is so 2-3 weke terug het hulle ons geskerm met 'n klomp geld. En nou sê altyd vir die Here, wys my waar is U in die situasie. En ek weet nie wie van julle koop goed online. As jy daai koop, is jy in afwagting om te ontvang. En jy betaal vir dit, jy wag vir dit. En kort wat gebeur het, ek het betaal vir Beratras, wat ek die eerste keer in my lewe online gekoop het. En hulle het vir my gesê, daar is 'n versekering bedrag betaalbaar, wat ek eintlik geweet het, ek nie moet betaal, maar ek het. En ek sê vir die Here, waar is een hier, hy wys my. En hy sê vir my, ek is in afwagting vir jou. Ek het jou klaar die versekering gegee, wat jy nodig het. Wanneer gee jy jou hart volkome vir my? En ek dink ek praat met elkeen van ons in hierdie gebou. En dis wat ek wil sê. Ek dink die Here en Jesus trippel rond om jou in sy hande te vat. En jou vas te maak. Dankie. Jy geld teruggekry? Nog nie klaar hierso. Ons gaan by dat die Here sal voorsien. Amen. Ek is ook geskerm so 'n tydjie terug. Dieselfde betaal R18 in en toe vat hulle al die. Maar ons gaan by dat die Here sal voorsien. Ons is die bedelaars. God weet wat in jou hart aan die gang is. Dinge gebeur, maar God het die laaste sê. Maak nie saak of ons dom foute gemaak. Die Here ken die hart. Ons gaan bid ook met aan die klein wat ingaan hospitaal kom. Dat die Here vir haar ook sal maak. Ek wil hê, kom ons stiek ons al uit. Pappie, kom staan oor jou. Hulle is 'n eenheid. Ek wil nie die diens uitrek nie, maar ek voel ek wil vir hulle bid vandag.
Sy is ook siek en ons wil dat die Here haar sal gesond word. Amen. Strek ons hande. Abba Vader. Die staan mense vanaand wat deur mense se skelmgheid is hulle ingedoen. Maar dis kinders van God vanaand wat roep en sê, Here, ons het U nodig en ons wil dat U sal voorsien. Ons wil, Here, dat U vanaand in elke faset van hulle lewe vir hulle nuwe dinge sal oopmaak. En ek bid, Here, dit wat die duiwel gesteel het, Vader, bid ons dat U dit 100voudig sal teruggee, soos die woord vir my sê, en ons eer U daarvoor. Ek bid ook vir Pam, Here, dat U haar liggaam sal aanraak, wat ook al dit is wat fout is, bid ek dat U vanaand genesing sal bring, want Here, ons weet, ons God is getrou en regverdig om ons aan te raak, bo dit wat ons bid, bo dit wat ons dink, want U is die Alfa, U is die Omega, U is die begin en die einde, seën vanaand. Here, ons bid ook vir Tannie Klein, wat hospitaal toe gaan, ons bid dat U sal, Here, ingryp in daardie operasie wat sy gaan hê. Here, dit is nou al jare wat sy loop met die pyn, en sy kyk uit na hierdie dag wat sy pynloos gaan wees, en ons bid dat U haar sal aanraak, bo verwagting, in Jesus naam. Halleluja. Amen. Kom ons gee die lofoffering. Afsluit, moenie huis toe gaan nie, daar is regtig lekker koffie. Jy gaan nie daai koffie enige plek kry. Ons maak net sommer dubbel een vir jou, Renier. En as jy dit wil dood espresso, is dit ook reg. Ons gaan dit vir jou gee. Maar weet net, hierdie week is 'n week. Ek wil hê, as iemand op jou hart is vanaand, as jy dink aan iemand wat terwyl jy hier staan, as jy net na huis toe gaan, vat jou foon, bel daardie persoon, sê jy stel belang in sy lewe, gee hom Jesus. Amen. Kom ons praat met mense. Ek wil net ons moet begin weer daai passie uitkom wat jy vir 'n siel het. Want dit is belangriker as enige ding in die wêreld. Amen. Prys die Here, ons gaan afsluit. Ek gaan vir Corneille vra om ons te lees. Sy het geweet, ek gaan vir. Here, wat 'n wonderlike voorreg dat ons in die huis by mekaar kan wees. Here, ons is altyd so dankbaar om net in U teenwoordigheid te wees en te kan ontvang dit wat U as Vader na ons harte toe wil bring. Vanaand se boodskap, Here, tot ons elkeen gespreek en help ons dat ons harte oop en rein sal wees voor U, dat ons lede wys sal wees en op afwagting sal wees vir daardie dag van die wederkoms. Hier waar ons uit mekaar uitgaan, seën elkeen van ons. Laat die engele voor ons uittrek, die hand van beskerming en bewaring oor ons wees. En Here, bring ons almal op die bestemde tyd by mekaar, om net weer eens in U goedheid en in U guns te kan floreer. In Jesus naam. Amen. Kom ons gaan sê vir